Goeiemôre geliefdes. Man, vandag is 'n onderrigsessie wat ons begin uit ons Heidelbergse katekismes. Jy kan die ander vorige video's kyk oor waar kom ons belydenisskrifte vandaan en bietjie agtergrond oor die geskiedenis van die Heidelbergse katekismes. Dit sal hoor hoe pragtige troosboek ons het. Ek wil u uitnooi om asseblief aan te sluit by hierdie kanaal, dat ek hom kan bou en dat ek dit kan uitbrei. Terwille van die evangelie van ons Here Jesus, terwille van die toerusting van gelowiges. Nou in die Heidelbergse katekismes begin Sondag 1 van die katekismes. Jy weet nou al uit 52 Sondae, die bedoeling is om in 'n jaar se tyd deur om te kan werk in die prediking en katekisasie ensovoorts. Nou Sondag 1 begin nie met 'n gebod nie. Sondag 1 begin nie met 'n eis nie. Sondag 1 begin nie met 'n waarskuwing nie. Dit begin met 'n troosvraag. Wat is jou enigste troos in lewe en sterwe? Dis nie 'n blote leerstellige vraag nie. Dit is 'n vraag oor ons bestaan. Dis 'n vraag oor hoe maak hierdie lewe sin? Die vraag gaan oor hoe is ek getroos? En die eerste ding wat ons moet vra is, hoekom het ons troos nodig? Hoekom is ons hartseer? Hoekom is die lewe so hartseer en die wêreld so hartseer waar binne ons bly? Nou natuurlik weet ons, dis die sonde, nie? Die sonde het ons gebreek, ons het ons beroof van vreeslike dinge. En kyk maar die mensdom, dat soek die hele tyd 'n gaatjie om toe te stop. So die bestaansvraag in die begin is, wat is jou enigste troos in lewe en sterwe? Wat hou jou vas as jou werk wegval? As jou gesondheid knak, as jy op jou sterfbed lê? Nou die enigste troos, se antwoord lei so in antwoord 1, dat ek met liggaam en siel in lewe en sterwe, of ek lewe en of ek sterwe, nie aan myself nie, maar aan my getroue saligmaker Jesus Christus behoort. Waar kry ons daardie troos? 'n gedeelte soos Romeine 14 vers 7 tot 8 lees, want niemand van ons leef vir homself nie en niemand sterf vir homself nie. Want as ons lewe, dan lewe ons vir die Here en as ons sterwe, dan sterwe ons vir die Here. Of ons dan lewe en of ons dan sterwe, ons behoort aan die Here. Geliefde, die troos van 'n gelowige is, ek is nie my eie sin nie. Ek behoort nie aan myself nie. Ons tyd skree kliphard, ek behoort aan myself. Jy behoort aan jouself. Jy maak wat jy wil. So, as jy jou vasloop, dan het jy gemaak soos jy wil, en dit is soos die lewe werk. Die evangelie sê, 'n kind van die Here behoort aan Jesus Christus. 1 Korintiërs 6 vers 20 lei, verheerlik God dan in julle liggaam en in julle gees, wat aan God behoort. Hier is die fondament. Ek is gekoop, nie deur goud of silwer, of die hele wêreld, of die hele heelal se waarde nie. Nie deur goud nie, deur bloed. Ons katekismes gaan aan. Hoe is ek getroos? Ek is gekoop. Waarmee is ek gekoop? Met sy kosbare bloed, wat vir al my sondes volkome betaal het. Let op, volkome betaal het. Nie gedeeltelik nie. Nie 99,9 repeterend nie. Nie as jy jou deel doen nie. Hebreërs sê vir ons, want deur een offer het hy vir altyd volmaak die wat geheilig word. Broeder en suster, dis die troos. Dis nie my prestasie nie, dis nie my goeie werke nie. Dit is die voltooide werk van ons Here Jesus Christus. Nie net vir ander nie, maar vir my.
En dis nie al nie. Uit hierdie feit dat ek gekoop is deur Christus se kosbare bloed, vloei voort. Hy het my uit alle heerskappy van die duiwel verlos. Die duiwel heers nie meer oor my nie. Dit beteken nie dat die duiwel nie soms strikke vir my stel nie, maar die duiwel heers nie meer oor my nie. Christus heers oor my. Hy is die koning van alle konings. Hy bewaar my so, dat sonder die wil van my hemelse Vader, geen haar van my hoof kan val nie. En so vertel Jesus in Matteus 10 vers 29 tot 30, word 2 mossies nie vir 'n stuiwer verkoop nie. En nie een van hulle sal op die aarde val sonder julle Vader nie. Van julle is selfs die hare van julle hoof almal getel. Nou wat beteken dit? Geen siekte, geen afdanking, geen vyandskap, geen dood kan buite die Vader se wil gebeur nie. Ja, ons is nie oorgegee aan daardie dinge nie. Dit wat met die allerkosbaarste koopmiddel gekoop is, word nie weggesmy of verlaat nie. Romeine 8 vers 28 leer vir ons, en ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goeie meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Let op, hierdie lewe gaan nie net, soos wat baie valse Christendom sê, as jy aan Jesus glo, dan gaan alles sommer net voorspoedig gaan in jou lewe nie, dan gaan jy ryk word nie. Of dan gaan jou gesondheid weggaan, as jy net hard genoeg glo nie, jou siekte bedoel ek. Die Here sê, ek is sy eiendom, en hy beloof my, alles sal ten goeie vir my meewerk. My troos is verder, die Heilige Gees werk in my. Hy verseker my, deur sy Heilige Gees, van die ewige lewe, en maak my van harte gewillig en bereid om voortaan vir hom te lewe. Die wonderlike ding is van die werk van die Heilige Gees. Dis nie iets wat ek besluit het nie. Dis iets waarvan ek verseker word deur God self. Van die Gees verseker ons, die Gees verander ons, die Gees maak ons gewillig. Dit, iemand wat waarlik getroos word, wat waarlik in die geloof in Jesus Christus deel kry aan daardie betaling deur sy bloed, hulle word verder getroos dat die Gees hulle lei tot nuwe gehoorsaamheid. Nou Sondag 1 se vraag en antwoord 2 vra die vraag, hoeveel dinge moet jy weet om in hierdie troos ewig te kan lewe en te kan sterwe? Hoeveel dinge moet jy weet om in hierdie troos salig te kan lewe en te kan sterwe? En dan is dit die 3 dinge. 1. Hoe groot my sonde en ellende is. Elke kind van die Here moet weet, daar is nie 'n manier dat ek uit myself uit God kan ken nie. Ek is 'n vuil sondaar. Selfs my beste begeertes, in my reinste gedagtes, is nog bevlek met die sonde. God is heilig. Ek moet weet hoe groot my sonde en ellende is. Ek moet in die tweede plek weet hoe ek daarvan verlos kan word. In die derde plek moet ek weet, hoe moet ek dankbaar lewe vir hierdie verlossing deur die geloof alleen in Christus alleen. Hierdie sonde, verlossing, dankbaarheid of ellende, verlossing en dankbaarheid is die Christelike lewe. Dit is nie die moralisme van hierdie wêreld wat vir jou sê, maar jy moet dit en dit en dit en dit en dit alles doen nie. Dit is nie wetties nie. Dis die evangelie se lewe. Wat is jou enigste troos? In lewe en in sterwe. So persoonlik vra die katekismus dit vir ons elkeen.
Dis nie jou werk wat jou enigste troos is nie. Dis nie jou salaris wat in jou bankrekening inval wat jou enigste troos is nie. Dis nie jou gesondheid of jou sportprestasies nie. Dis nie jou stokperdjie nie. Maar ek behoort aan Christus, my alles. In liggaam en siel, in lewe en in sterwe. En as jy aan hom behoort, kan niks jou vernietig nie. Johannes 10 vers 28 sê die Here vir ons: en ek het julle die ewige lewe gegee, en hulle sal nooit verlore gaan nie, in ewigheid nie, en niemand sal julle uit my hand ruk nie. Dit is Sondag 1. Dis die vaste grond in lewe en in sterwe. Mag u getroos verder saam met my leer uit hierdie boek. Hierdie vergeelde papiere uit die ou verlede, wat so kosbaar is om een rede. Dit som op wat die skrif ons leer. Mag dit vir u tot seën wees. Kom ons bid saam. Ons Vader in die hemel, op hierdie dag, loof en dank ons u dat ons u naam kan aanroep, ook vir hierdie onderrigwerk. Dankie vir ons troosboek, en wil u dit gebruik om in ons lewe ons Here Jesus beter te ken vanuit sy woord. Hemelse Vader, hy is ons middelaar, u geliefde seun wat u oorgegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe mag hê. Ons bid u Here, werk in ons. Hierdie versekering van die Heilige Gees dat ek regtig aan Christus behoort, het ons van u nodig. Rig ons gedagtes op ons enigste troos, ook daar waar ons so dikwels struikel om ander troosplekke te soek wat leeg is. Ons bid vir elke kind wat deur hierdie onderrigsessie moet toegerus word, dat hulle dit met erns mag doen, tot eer van u naam. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen.